Julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas hoofstuk 1. Ons begin met ons reeks uit Lukas. Ons gaan vanoggend na die eerste 4 verse kyk. Die tema is 'n hart vol verwondering en 'n verhaal van vervulling. Dis onder daardie tema wat ons gaan kyk na die eerste 4 versies. Lukas hoofstuk 1. My gebed is regtig dat dit wat ons gesing het oor die woord van God, dat dit regtig in ons harte sal inslag vind. En dat dit wat Lukas hier vir ons skryf, ons in die hart sal tref. En dat ons soos die Emmausganger sal wees wat sê, ons harte is brandend toe ons gehoor het van wat Christus gedoen het. So kom ons lees saam Lukas 1 van vers 1 af. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is, al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Net tot sover die woord. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons bid en pleit by U, dat U heilige woord in ons hart 'n woning sal vind. Dat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, U welbehaaglik mag wees, wanneer ons uitstap, nadat ons onder die woord geklank gesit het en verander is. Here, kom verkoop ons. Kom gee vir ons verligte oë van ons verstand om te kan verstaan. Kom breek die woord vir ons oop en dra dit deur U Heilige Gees in ons harte in. Here, ons is nie in staat om uit ons eie krag uit die woord reg te sny en reg te verstaan. En daarom pleit ons dat U Gees dit vir ons sal doen. Mag Here, kom help ons dat ons hierdie eerste 4 verse van Lukas reg sal verstaan, sodat ons die res van die boek in die regte lig kan sien. Here, wees vir ons goed, ons pleit dit in U naam. Amen. Nou die vraag wat julle dalk kan vra is, hoekom gaan ons nou met 'n reeks uit Lukas begin? En die antwoord is baie eenvoudig, want dit is logies die volgende stap. As ons vat waar ons vandaan kom oor die laaste 2 jaar wat die preekreeks aanbetref. Ons het gekyk na die suidelike koninkryk en die verval in Micha. En ons het gesien die Here sê vir hulle, julle gaan in ballingskap weggevoer word as gevolg van dit, dat hulle onbekeerlik was. En ons het toe in die aand gekyk na Jesaja, die noordelike koninkryk, en dat die Here hulle op dieselfde manier gewaarsku het. Ons is nog steeds besig daarmee, want die Here se geduld is net ongelooflik lank en groot met hierdie mense. En toe het ons gekyk na Rut, waar hierdie mense terugkom aan die ballingskap. En die ballingskap het nie hulle sondige harte verander nie. Teendeel, hulle leef nog net soos hulle wil, en hulle vertrou nog steeds nie op die Here nie. En dan eindig Rut mos met die geslagregister, waar ons gehoor het van Dawid. Maar Dawid is uit die stam van Juda en dit het die belofte van die Messias uiteindelik vir ons deurgekommunikeer. En nou kyk ons na Lukas, die vervulling van daardie. So dis net die logiese struktuur en hoe dit hoort te werk. Nou, hoekom 'n preek oor die eerste 4 versies? Hoekom nie verder gaan en oor meer verse nie? Want 'n inleiding van 'n boek is baie belangrik. Nou as my niggies, die 3 van hulle, maar as 2 van hulle 'n kookboek moes skryf. En jy koop die kookboek en jy begin dadelik deur om te blaai hierso by bladsy 50, 60, 70 rond. En jy soek 'n lekker resep om skaapgaar te maak. Sal jy baie frustreerd wees want jy kry geen skaap in die boek. En dan begin jy wonder, maar hoekom is daar nie resepte vir skaap nie? Wel, as jy die inleiding gelees het, sou jy gehoor het hoekom hulle nie resepte vir skaap ingesit het nie. Want toe hulle 9 en 10 jaar oud was, het hulle op 'n plot gekuier. 2 boerbulhonde het uitgekom, 6 skape voor hulle doodgemaak. En die bloedige affære het hulle 'n aversie gegee aan skaap. En hulle eet nie skaap. En daarom geen resepte skaap. Maar as ons nie die inleiding lees nie, dan verstaan ons nie hoekom dit nie daar is nie. Dis dieselfde met Lukas. Die inleiding van die boek gee vir ons uiteindelik sy doel. En as ons nie die doel verstaan nie, gaan ons wonder, maar hoekom het Lukas nie alles wat in Matteus is? Hoekom het Lukas sekere goed uitgehaal wat in Markus is en sekere goed ingesit wat nie in die ander is? Wel, die inleiding sê vir ons hoekom.
Hy het 'n spesifieke doel. Sy doel is nie om vir ons kronologies elke gebeurtenis van Christus se lewe te gee nie. Sy doel is om spesifieke gebeurtenisse in 'n volgorde te skryf om sekerheid van geloof. Ons sal dit nou verder sien. So die inleiding is baie belangrik. Ons gaan net na 3 punte kyk. Die fascinasie van Lukas, die passie van Lukas en die doel van Lukas. Net daai 3 punte. So eerste een, die fascinasie. Hoor gou wat sê vers 1. En julle kan saam my volg. Hoor hierdie fascinasie. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is. So hoor julle die fascinasie van die mense van sy tyd? Hulle het verhale opgestel oor dit wat onder hulle gebeur het. Daar was 'n fascinasie met die lewe van Christus. Hy was nie 'n boring karakter nie. Hy was 'n fascinerende persoon. En hy het die aandag gegryp van mense. Nou let op daai woorde. Hy skryf oor die dinge wat al onder ons vervul is. Nou, wat se dinge is dit? Dis die dinge wat in die Ou Testament oor Jesus geprofeteer was. Wat ons nou in Micha en Jesaja en in Rut gesien het. En in al die ander boeke ook, ons het net daarna gekyk. Hy skryf met ander woorde, nie oor idees, metafisiese realiteite nie. Hy skryf oor feite. Dit wat reeds onder hulle vervul is. En dis belangrik om te weet, né? Hierdie is nie storieetjies en mitologiese verhale. Dit is feite wat hy neem. Dis dinge wat onder daardie mense vervul is. So hierdie is goed wat almal geweet het en almal sou uiteindelik in daai tyd nou hierdie goed kon verifieer of kon sê nee, maar dit wat jy nou sê is nie reg nie. Ja, dit is wat gebeur het. Daar was oor en oor getuies. Hy skryf oor hierdie dinge. Nou dat die mense se aandag so gegryp, die lewe van Christus en die werke van Christus en die wonders, dat hulle almal onderneem het, of baie het onderneem, om dit vas te vang in 'n geskrewe dokument, want verbale oordrag was nie so betroubaar soos 'n geskrewe dokument. Maar mense was gefascineer, en Lukas ook. Nou daar is oor die 20 ander evangelies wat nie in ons Bybel is. So, oor die 20. Teendeel, dit hang af wie jy vra, party sê daar's oor die 70. Die evangelie van Petrus, die evangelie van Barnabas, die evangelie van, en jy kan die res self gaan Google. Nou, voordat ek vir julle die probleem skets, stel julle voor, jy gaan na die Olimpiese spele toe, maar jy sit die week voor die tyd al op die bankie en hou dop wat hulle doen. Hulle tap die swembad leeg, geen water. Hulle verf daai swembad met 'n seelaar uit, waar daar nie water moet lek. Hulle verf nuwe lyne. Hulle kry al die tafels vir die skeieregters reg met hulle stoeltjies waar hulle gaan sit. Hulle nooi al die spelers vir hierdie groot swemgeleentheid. Die planke waar hulle vanaf gaan spring is reg. Hulle het getoets, hulle hop mooi. Nou springs is reg. Okay. En al die mense daag op. En die eerste ou stap by die trappies van die duikplank op 20 meter hoog en hy gaan afspring. Wat dink julle is die belangrikste vraag om te vra? Is daar water in die swembad? Okay. Nou daar's 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra hier aan die begin van Lukas. Is Lukas waar? Daar staan soveel ander evangelies. Hoe weet ons Lukas is waar en dat Lukas in die Bybel is? Dis 'n belangrike vraag. Okay. Dis die olifant in die vertrek, om dit nou maar so te stel. Nou, hoe weet ons Lukas moet in die skrif wees en dat die apostels dit gesien het as skrif? Want onthou, Lukas was nie 'n apostel. Lukas was nie 'n Jood nie, hy was 'n Gentile, hy was 'n heiden. So hoe weet ons dat Lukas se evangelie in die Bybel moet wees en die ander nie? Wel, Paulus sê dat Lukas se evangelie skrif is. Nee? Hoor gou 1 Timoteus hoofstuk 5. Wat skryf Paulus daar? 1 Timoteus 5 vers 17. Onthou, Paulus is apostel en daar's geen twyfel of sy boek in die Bybel moet wees nie, want al die ander apostels het gesê Paulus is een van ons, hy skryf die woord van God, daar's baie tekste vir dit, maar Lukas, nou skryf Paulus in 1 Timoteus 5 vers 17. En hy sê: laat die ouderlinge wat goed regeer dubbel eerwaardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer, want die skrif sê, nou gaan hy 2 goed aanhaal uit die skrif, né? Paulus sê hierdie is skrif.
Die os wat graandors mag nie in die builband nie. Waar kom dit vandaan? Ons het laas Sondag gesien, Deuteronomium 25 vers 4, né? Mag nie 'n ding om sy mond sit dat hy kan eet en werk. Dis skrif. Die Ou Testament is volgens Paulus skrif. Maar dan sê hy, en die arbeider is sy loon werd. Waar kom dit vandaan? Lukas 10 vers 7. So Paulus sê, Lukas sy evangelie is skrif. Ja, daar's een bewys dat dit in die Bybel moet wees. Maar die getuienis is ook oorweldigend, dat dit betroubaar is en dat dit skrif is wat hy geskryf het, né? Hoekom? Kyk gou na vers 1 en 2. Baie het onderneem om verhale op te stel oor die dinge wat onder ons vervul is, soos hulle van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, en hoe hulle dit aan ons oorgelewer het. So, die getuienis is oorweldigend, in die sin van die mense het Lukas gelees, en hulle sou Lukas gelees en gesê, hoorie maar, ja, dit is wat gebeur. Hierdie is wie in beheer was. Ja, hierdie hoofpriester was in daai tyd die hoofpriester. Daar was oorweldigende getuienis dat die feite reg is, né? En die mense kon dit verifieer want dit was op in hulle tyd geskryf. Hy's 'n tweede generasie disipel. Hy het met die apostels gewandel. Paulus was sy beste vriend. Hy het met die ander apostels op sendingsreise gegaan. Hy het met Jesus se ma Maria gesit en 10-1 by haar die geboorteverhaal gekry, wat in geen van die ander evangelies is. Die feite kon nog geverifieer word. Dit is oorweldigend die getuienis, maar dit is ook baie akkuraat. Getuienis is baie akkuraat. Dit is nie iets wat hy net afgeskryf het. Nou Markus was al geskryf in die tyd, maar Matteus en Johannes 10-1 nog nie. Maar Markus was al geskryf en baie ander evangelies ook. Kyk. Maar hy het nie net gaan afskryf nie, want stel julle voor, 2 studente kry opdrag om 'n paper te skryf oor hoekom dit droog is in die Oos-Kaap, en hulle skryf 'n paper op ChatGPT en die een kopie die ander een se paper, né? En die professor lees, dan gaan hy sê, nee man, julle het aan mekaar afgeskryf. Kyk wat sê julle, dis dieselfde. Nou, Lukas en Markus is nie dieselfde. Lukas en Matteus is nie dieselfde. Dis hulle eie verhaal. Die feit dat daar verskille is, maak dit geloofwaardig. Kyk, die sekulêre skrifkritiek probeer vir ons sê, nee, dit maak dit meer van 'n probleem, want daar's nie ooreenstemming nie. Dit werk nêrens anders so nie. As daar ooreenstemming was, hy gesê hulle het gekonkel om 'n verhaal neer te skryf. Hulle het nie gekonkel. Hy het ondersoek uitgestel. Inteendeel, hy sê hy het noukeurig dit ondersoek, né? Deeglik dit ondersoek, uitputtend dit geondersoek. Nou, hy het die feite gekry en toe daar geskryf. So dit is nie afgeskryf nie, dit was akkuraat. Nou die getuienis moes waar wees, anders sou die mense dit nie aanvaar het. Stel julle voor, Lukas het geskryf dat Jesus is gebore in Egipte. En Jesus was by sy geboorte 10 kg maag. Dan sou al die mense gesê, wat praat? Ons weet, ons ken van Maria. Dis nie wat sy vir ons sê nie. So hy moes baie seker maak, hy skryf die waarheid. Anders sou die mense sy evangelie nie aanvaar het. Dis so eenvoudig soos dit. So die getuienis is oorweldigend. Paulus hulle sê self die skrif. Nou daar's baie ander verse wat ek nie gaan aanhaal nie, wat ook verwys na Lukas toe as skrif. So dis hoekom dit in ons Bybels is. Maar kom ons kyk na die passie in vers 2 en 3. Hy sê soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan te skryf. Sien, hoor julle die passie van Lukas? Hy het hierdie dinge ondersoek, hy het sy tyd gegee, né? Hy het nie net vinnig gaan sit en op ChatGPT ingetik, storie oor Jesus se lewe, en woep, daar so 'n verhaaltjie nie. Hy het met mense gaan onderhoud. Hy het die feite gaan korrigeer en gaan verifieer. Hy het gaan kyk in die annale van die geskiedenis en die dokumente. Wie was die hoofpriester? Wie was sy hulp? En hy sê dit vir ons later. Hy was die viervors, hierdie was die viervors, hy was daar viervors, in Lukas 2 sal ons daarvan lees. So, hy het 'n passie gehad. Nou, hoekom het hy hierdie passie vir dit wat hy gaan oorskryf? Want Lukas was absoluut verlief op sy onderwys. Dis die hele punt. Weet julle wat se mense skryf goeie geskiedenis?
hulle wat hou van wat hulle oorskryf. Iemand het op 'n stadium 'n paper gedoen oor 'n sendeling in Papua New-Guinea, maar die sendeling was regtig nie 'n baie goeie sendeling nie. En hy was eintlik nie 'n baie goeie karakter. En halfpad deur die paper toe sê die ou, sê lus om te skryf, ek hou nie van die ou. Maar dis nie die geval met Lukas. Hy skryf goeie geskiedenis, want hy is verlief op sy onderwerp. Hy is verlief op wie Christus is. Hy het 'n passie vir wie Jesus was. Okay. In die eerste 4 verse praat hy 3 keer in die eerste persoon. Hy verwys 2 keer na ons en 1 keer na homself. Die res van die boek het geen verwysings in die eerste persoon na Lukas nie. Lukas verdwyn uit die prentjie na die eerste 4 verse. En weet julle wie is in die prentjie? God, Christus, en dit wat hy kom doen het, die werk van die Gees, die beloftes van God. Jesus is die hoofkarakter. So Lukas is weg, hy is nie meer daar in die prentjie nie. Nou, hy het hierdie passie gehad, en hoor wat dryf hierdie passie om na toe. Dit dryf hom om van vooraf alles noukeurig te gaan ondersoek. Nou, dis baie belangrik, dis nie, hy het 'n noukeurige ondersoek in, hy het alles noukeurig ondersoek. Hy het die feite baie mooi gaan verifieer. Daar was 'n man wat op 'n stadium vir 'n movie, 'n fliek, rolprent se voorblad om te adverteer. 'n Dogtertjie moes skets wat op 'n stoeltjie sit. Dit gaan oor 'n dogtertjie wat in die skool geboelie is en sy sit op die stoeltjie voor die dogter se kantoor met 'n blou oog. Maar toe hy die dogtertjie moet skilder wat nou die karakter is, toe het sy nie 'n blou oog nie. En die adverteer in die koerant, enigiemand wat 'n blou oog het, asseblief kom na my toe in enige fase van blou oog. Ek wil net die beste blou oog kry om te skilder. Hy wil seker maak hierdie poster is so akkuraat as moontlik. En uiteindelik kry hy 'n klein seentjie met 2 blou. En hy skilder daai blou oog op die dogtertjie se gesig. En jy kan nie sê dis 'n skildery nie, dit is presies. Dis noukeurig. Hy het 'n passie gehad om dit reg te kry. Dit is dieselfde met Lukas. Hy het 'n passie gehad om die feite reg te kry. En dis hierdie passie wat hom dryf om 'n akkurate evangelie vir ons te gee. Prys die Here daarvoor. Hierdie is die akkuraatste geskiedkundige bron in die skrif. Inteendeel, daar is geen twyfel oor dit. Selfs die sekulêre skrifkritiek erken dat Lukas die mees betroubaarste bron is van al die bronne rondom die lewe van Christus. Okay. So dis baie noukeurig gedoen. Nou, dalk het die feit dat hy 'n mediese dokter was 'n bietjie van 'n invloed gehad, want hy gee baie duidelike beskrywings van siektes. Hy gee baie duidelike beskrywings van die genesings, die wonderwerke. Hy is baie noukeurig. Okay. Nou weet julle wat? Ons moet iets uit dit uitleer. Ons weet ook van Jesus. Ons het al baie gehoor van Jesus. Maar het ons al noukeurig alles gaan ondersoek in hierdie Bybel? Ek praat nie van die 9, 10, 11-jariges, selfs die 16 en 17-jariges nie. Hulle het tog nie tyd gehad nie, maar ek praat van die 40s, 50s en 60s. Het julle al julle Bybels noukeurig gaan ondersoek? 'n diep studie gaan doen oor dit wat julle sê julle glo? Dis belangrik. Ek dink een van die groot probleme vir die kerk van ons tyd is dat die passie vir die skrif ontbreek. Passie vir die skrif ontbreek. Die ou kan die Bybel gooi, meeste mense sal sê, ag, is net 'n boek. Dis net 'n boek. Dis nie net 'n boek. Hierdie boek is lewe. Pieter het gesê, hierdie boek hardloop agter hom, dit het arms, dit gryp hom. Dis lewe. Het ons 'n passie. Nou meeste mense sal sê, ag nee, net nie dogma. Ek soek nie doctrines. Wel, dan het jy nog nie noukeurig die skrif ondersoek nie, want jy kan nie verby die skrif kom sonder om jou doktrine, jou dogma, jou teologie reg. So, hier's 'n uitdaging. Gaan ondersoek die skrif noukeurig. Gaan lees dit vir jouself en gaan kyk wat staan daar. Nou ja, ons ken Jesus, maar ja, ons hou nie so baie van dogma nie. Nou weet julle wat, Jesus het gesê ons moet sy juk op ons neem. Want sy juk is mos sag en sy las is lig. Dis mos wat die vers sê. Dis die helfte van die vers. En oor die algemeen haal 90% mense daai vers wat sê Matteus hoofstuk 11 vers 29. Eintlik Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle en
leer van my. So die doel van om die juk op jou te neem, kan nie weggevat word of geïsoleer word of vervreem word van om te leer van. Want, wat jy besag met, as is lig. As jy nie leer van Jesus nie, as jy nie doen wat Lukas doen, om noukeurig hierdie goed te ondersoek, om jou teologie vas te maak, jou feite reg te kry, jou kop vol te maak van die waarhede van die woord. Moenie dink, jy gaan die rus en die vrede kry wat beloof word in die volgende vers, vir die wat die juk op. Maar weet jy wat, jy kan nie rus vind in dinge wat nie waar is. En baie van ons het dalk nog dinge wat teologies nie waar is, wat ons vassit. En baie dalk nog dinge wat hulle in die skrif nog nie ondersoek het nie, en hulle is nog nie gegrond in hulle geloof. Maar jy gaan nie die rus vind wat jy moet vind as jy dit nie doen. Ja. So ons het gekyk na sy fascinasie en sy passie. Maar wat is sy doel? Wat is die doel van Lukas om hy skryf? Nou, vers 3 se tweede deel en vers 4 gee dit vir ons. Hy sê nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het om dit in volgorde aan u te skryf. So daar is deel van sy doel. Hy wil iets in volgorde vir hom gee. Nou, nie kronologiese volgorde nie, 'n tematiese volgorde. Ons sal dit later sien. Sodat, en hier is die hoofdoel, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. So die hoofdoel is dat die hoofdoelis volle sekerheid sal hê in dit wat hy gehoor het, dit wat hy geleer het, dat dit nie net ietsie sal wees wat hy glo sonder dat hy die feite doen. Met volle sekerheid. Daai woord vir sekerheid is in die Grieks astelaion. Kan jy net een Griekse woord gee? Astelaion. Dis nie enige vorm van sekerheid. Dit is 'n vaste vorm van sekerheid. Die woord het hierdie konnotasie van stabiliteit, veiligheid, sekuriteit, onbetwyfelbaarheid, ons vertaling sekerheid. Okay? Nou interessant, die Griekse sin, Lukas skryf van die mooiste Grieks, hy was baie geleerd. Die Griekse sin van vers 4 eindig met die woord astelaion. En is moetswillig so gedoen. Daai sin is so verbuig dat jy wonder, nou, wat het hy hier gedoen? Want hy wil die klem daaraan. Die laaste woord wat hulle sou gelees het na die inleiding is seker. Ek wil hê julle moet sekerheid. Dis sy doel. Nou, 2 keer in die Nuwe Testament word daai woord astelaion gebruik, buite Lukas, net 2 keer. Nee, die een is in Handelinge 5. Hoor gou wat staan daar. Net om julle so 'n bietjie idee te gee van hoe die woord gebruik word. Handelinge 5 vers 23. Hy sê die gevangenes, ons nou dit toe hulle in die gevangenes gegooi was, die apostels, die gevangenes het ons in alle sekerheid gevind. En die wagte het buite gestaan voor die deure, maar toe ons oopmaak, kry ons niemand daar binne nie. Hulle sê, ons het met alle sekerheid, dis onbetwyfelbaar, ons het die tronk gesluit. Niemand kon twyfel, die slot was toe. Dit is 'n manier dat die woord gebruik word. Dan in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 3. 1 Tessalonisense 5 vers 3. Hoor wat gebruik hy daar. Hy sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hy praat van by die wederkoms, né? So hierdie mense sê daar's vrede en veiligheid, sekuriteit, geborgenheid, standvastigheid, onbeweeglikheid. Daar is goed wat jy op kan reken. Dis die punt. Dis vas, dis seker, dis betroubaar. Dis nie dinge wat oor gekonkel kan word of oor geredekabel kan word of oor geredeneer kan word nie, dis dinge wat aanvaar kan. 19 keer in die Ou Testament, in die Griekse weergawe daarvan, die LXX, die Septuagint, word daai woord ook gebruik en elke keer vertaal hulle dit met sekerheid. In die Engels met safety, veilig. So, wat Lukas wil hê die hoofdoelis moet 'n spesifieke kennis hê oor wat Christus gedoen het en wie hy was. 'n Kennis wat op gereken kan. 'n Kennis wat verifieerbaar is, maar ook onbetwyfelbaar is. Feite wat vas staan sodat jy jou lewe daarop kan. So hierdie is nie sulke snipbit tipe van inligting nie, hierdie is vaste inligting. Nou Theophilus se naam beteken liefhebber van God.
Nou, dit was 'n regte persoon gewees, maar ek dink, soos die Engels sê, dis ambiguous. Die rede hoekom hy daai naam insit, dink ek is, omdat hy nie net skryf aan Theophilus. Hy skryf aan al die liefdes, wat julle insluit. So julle is die Theophilus, waaroor hy skryf. Nee, ons sal nou sien wat hy oor dit sê. Maar hy is 'n liefhebber van God, en hy het baie dinge geweet. Teenoor dit sê vir ons, daar's baie dinge waarin hy onderrig was aan die einde van vers 4. So hy was nie 'n onkundige persoon nie, inteendeel, hy was 'n redelike edele persoon, want hy word hooggeagte Theophilus genoem in vers 3. Hy het baie dinge geweet, maar Lukas wil nie net hê, hy moet weet van dinge nie, of hy moet iets weet van dinge nie. Lukas wil hê, hy moet op 'n ander vlak hierdie dinge verstaan. Hy moet absoluut seker wees van hierdie dinge. Hy moet nie net sê, ja, ek glo daar is hierdie goed nie. Hy moet sê, natuurlik is hierdie goed, dit is feit. Ons kan nie oorstry. Dis die tipe kennis wat hy wil hê, die Theophilus moet hê in hierdie goed. Hy moet nie net weet nie, hy moet absoluut oortuig wees van hierdie ding. Hoekom? Want hy moet sekerheid. Lukas wil nie hê, Theophilus moet 'n paar feite kry, maar dis nie feite wat hy sy lewe op kan bou. En dis belangrik vir ons. As die Bybel nie waar is nie, is ons almal besig met baie snaakse dinge. En dan doen ons almal doen onsself baie indruk. Maar die Bybel is waar. Die feite is daar. So daarom kan ek sekere goed prys gee met 'n glimlag, want dis nie meer vir 'n probleem nie, want die Bybel sê vir my daar's meer wat wag. So ja, ek gaan as 'n gelowige sekere dinge nie meer kan doen nie. Sekere flieks nie kan kyk nie, sekere musiek nie kan luister nie, sekere geleenthede nie bywoon nie, sekere vakansies nie geniet nie, sekere werke nie doen nie, maar ek gee dit prys sonder 'n probleem, want dit wat wag is beter, want ek glo die skrif. En ek is nie hier vir myself nie, ek is hier vir my Here. Ja, maar as die skrif nie waar is nie, dan is jy net 'n selfpyniger, 'n masochis. Jy moet jouself net in. So dis belangrik dat die feite moet reg wees. Want hy moet nie net weet nie, hy moet absoluut oortuig wees. Hy moet nie net kennis hê van die dinge nie, dit moet as verlaaion kennis wees. Vasstaande kennis. Dis nie kennis wat soos 'n WhatsApp boodskapie op 'n groepie maar verdwyn na 'n rukkie en jy weet eintlik wat daar gestaan het nie. Hierdie is kennis soos die 95 stellings van Martin Luther vasgeslaan op jou hart. En dit is daar vir almal om te sien, dit wys in jou lewe, jy kan daarop reken. Dis die tipe kennis wat hy wil hê. Maar ons lewe in 'n tyd, en jy moet my nou maar vergewe as ek op tone gaan trap, maar ons lewe in 'n tyd waar baie mense, al Christene, kennis het van baie dinge en ook kennis het van dit waaroor hulle glo, waarin hulle glo. Maar hulle ken nie die betroubaarheid van daai dinge waarin hulle glo. Ja, ons glo in die drie eenheid, ja, ons glo in die maagdelike geboorte van Christus, ja, ons glo in die skepingsordonnansies, man en vrou, maar hulle besef nie en hulle verstaan nie die sekerheid van daardie ding en die gevolge van daardie ding. Dis soos wolke in hulle kop, nie soos berge. Moet so voorstel. Hulle kennis oor sonde, hulle weet dit is verkeerd. Hulle weet wat Jesus kom doen het, hulle weet God is ons Vader. Hulle weet wat reg en verkeerd is, hulle ken die werk van die Gees. Hulle weet waarvoor die kerkie is. Hulle weet hoe hulle kinders moet opvoed, hoe hulle moet hulle gedra in die wêreld ensovoorts. Hulle het kennis van daardie. Maar dis kennis wat soos 'n wolkie in die kop in die verstand rondsweef. En ja, hulle bou hulle lewe daarop, maar sodra dit ongemaklik raak en sodra daar weerstand kom wat daai beginsels aanbegin tas of begin uitdaag, dan verdwyn daai wolkie en 'n ander wolkie begin om in die verstand uiteindelik sy posisie in te neem. Dis nie vaste kennis nie, dis wolkiekennis. Solank as wat dit 'n gemaklike ding is om te glo, sal ek dit glo en dan vas. Maar as dit ongemaklik is en opoffering begin vra, dan gaan ek dit nie meer glo. Sodra daar teenkom kan dan kom en daar's iets wat meer gemaklik is, meer aanvaarbaar is, meer slukbaar is, dan verdwyn daai wolkie en die volgende wolkie is daar. Ons stoor almal ons goed op die clouds, ons verstaan die idee. Ons het wolkie beginsels en wolkie kennis oor baie goed, maar nie bergkennis, vaste kennis, goed wat ons op kan bou nie. En as jy bou op wolke, kan nie werk. Maar as jy bou op 'n berg, kan jy seker wees, dit sal staan. Ja. Nou kom ek demonstreer vir julle net een
een aspek van ons wolkiekennis. Nee? En ek gaan dat julle die vraag antwoord. Hoeveel van die Sondag behoort aan die Here? Antwoord julle, hoeveel van die Sondag behoort aan die Here? 2 ure, 3 ure? Die hele Sondag, né? So almal van ons stem, die hele Sondag is die Here se. Nie net die oggenddienste tydjie. Die hele Sondag is die Here se. Okay, wat hy het gesê, die 7de dag, né? Die 7de dag se 2 ure, né? Maar ook net vroeg in die oggend. Die 7de dag is die Here se. Ja. Hoekom? Want eintlik is al 7 syne, maar hy vra net van ons een. Maar die hele Sondag se Here. Maar dan nooi familie. Of daar is 'n MMA geveg. Of daar is 'n rugbywedstryd. Of daar is 'n lekker kuier. Of daar is iets wat jy uitgenooi is na toe. Of dinge het net deur die week uitmekaar uitgeval. Jy moet op Sondag die stukkies optel. Jy het overcommit. Jy het soveel goed op jou vurk gelaai wat jy eintlik nie in 6 dae by kan uitkom nie. So jy moet die dag van die Here ook daar. Okay, en dan begin die wolkie wegskuif. Nee, ag, die hele dag is nie met die Here nie. Hy sal verstaan. 2 ure is genoeg. Nuwe wolkie wat in die verstaan begin plek inneem. En ons nog baie ander goed wat ons daar kan sê. Weet julle wat? Ons sê almal die hele dag behoort aan die Here. Maar eintlik glo ons dit nie. Eintlik is dit nie 'n vaste bergkennis om ons verstaan. Ons glo dit reg, want ons doen dit. Ons glo in die McDonald's weergawe. Ek noem dit Mac Sabbath, né? Mac Sondag met Mac preke. Okay. Dis vinnig. Dis vroeg in die oggend, vat nie te lank nie. Ja, ons almal weet dit is nie baie voedsaam en baie gesond nie, maar dis maklik en dit verg nie baie opoffering. En ons almal weet dis eintlik nie hoe dit behoort te wees nie, maar ons doen dit maar. En as daar meer gevra word as 'n Mac preek en 'n Mac Sabbath, dan begin ons mense sê julle is wetties. En julle dwing goed op ons af wat die Here nie op ons afdwing nie, terwyl die Bybel sê baie duidelik dis wat ons sê. En dan maak daai wolkie plek. Maak daai wolkie plek uiteindelik vir 'n ander wolkie. Ons weet ja, dit is nie voedsaam, dit is nie die Here het bedoel het nie. Maar dis gemaklik. Dit verg nie te veel. En let op net die woord, dit verg nie te veel opoffering. Dit verg opoffering, maar as dit te veel is, dan is dit nie vir my nie, want Jesus se juk is mos lig. Sy las is mos nie swaar. So hy sal nie vir my verwag om die hele dag vir hom te gee nie. En ja, vroeg in die oggend, nie te vroeg nie. 9:00 is 'n lekker tyd. Maar ook nie aanddienste. Nie meer aanddienste nie. Al is dit die geskiedenis van die kerk, dat was aanddienste. 'n Oggenddiens en 'n aanddiens. 'n Oggendoffer en 'n aandoffer. Want dit is in my met die Ou Testament. Nie met dit. Is nie gemaklik in ons tyd. Ons is 20 uur. So nee, die Here moet verstaan dat dit nie is nie. En bewaar die predikant as hy langer as 35 preek. Want dis nie meer kits genoeg nie. Ja, ons weet is eintlik nie gesond. So, welkom by McDonald's. Is hoe ons in baie kerke daar kan redeneer. Nou julle, ek probeer dit op 'n grappende manier stel, maar eintlik is dit baie ernstig. Want dis net een area van ons lewe waar ons wolkie kennis gebruik om ons lewens op ons in te rig. Ek praat nie eers oor van die ander goeters nie. Daar's baie aan. En Lukas wil hê die hoofvielis moet 'n vaste kennis oor hierdie goed hê. Hy moet goed hê wat hy kan sê, ek doen wat ek doen en hierso kom ek doen wat ek doen. En dis nie veranderbaar. Dis nie veranderbaar nie, dis vas. Ek kan op dit vertrou. Ek kan weet ek is besig om God te verheerlik met dit wat ek doen. Ek hoef nie vir myself 'n verskoning te sê, maar ja, ek dink God sal verstaan. Ek weet, God glimlag oor dit. Nou hierdie tipe kennis, hierdie wolkie kennis, is die kennis wat Lukas aanspreek. Hy sê, onaanvaarbaar vir Christus. Ek wil hê jy moet vaste asvelaaion kennis hê. Sekere kennis wat op gereken kan word. En Lukas spreek hierdie goed hier aan. Hy soek nie wolkie kennis in Theophilus se kop nie. Hy soek bergkennis in sy kop. Kennis wat vas staan, kennis wat onbeweeglik is, dinge waarop hy sy lewe kan bou, dinge waarop hy kan vertrou. Die ander tipe kennis, die wolkie kennis, weet julle wat doen dit? Dit vernietig lewens in kerk. Dit vernietig beginsels. Dit tas die eer van die Here aan.
Want ons begin onsself die regters en die reëlmakers maak, in plaas van om te sê, maar God het reeds gesê. En dis die oudste leer. Satan het nie gekom en vir Adam en Eva verlei in immoraliteit. Satan het nie gekom en vir Adam en Eva verlei in afgodediens in die sin van om Baal te aanbid. Hy het net gekom en gesê, het God gesê, hy het hulle wolkiekennis van. Kijk, dis baie gevaarlik en ons moet pas op daarvoor. Nou, hoekom is hy so bekommerd oor Theophilus? En wil hy moet sekerheid het? Want Theophilus is in vers 3 'n hoëgeagte. Kyk, Lukas en Paulus, hulle het stelle afgetrap met hoëgeagtes. En hulle weet hoe die mense dink en hoe die mense redeneer en wat hulle doen. Nou onthou, Paulus was sy vriend. Die Bybel is duidelik daaroor, maar hy het 'n stel afgetrap, Paulus nou, met 2 hoëgeagtes, met Felix en Festus. En hoor wat het Felix vir Paulus gesê, Handelinge 24. As jy dit dan verstaan, hoekom Lukas so bekommerd is, hy wil net nie hê Theophilus moet so tipe hoëgeagte wees. In Handelinge 24, vers 22, dan staan dat toe Felix dit hoor, dis nou die verdediger van Paulus voor sy regterstoel, die evangelie. Toe hy dit hoor, het hy hulle saak uitgestel. Alhoewel hy noukeurig genoeg met die dinge van die weg bekend was, en hy het gesê, wanneer Lysias, die owerste oor 1000 afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. En dan gaan die storie aan, dan staan daar in vers 25, maar toe hy spreek oor geregtigheid, Paulus praat met verder met hom, toe hy spreek oor sy vrou Drusilla, wat nie 'n goeie vrou was, en hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, nou begin die kennis iets kos. Wat sê Felix? Het Felix bang geword? Nee, hy het bang geword en hy het geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, gaan weg. Nee? En as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. En dan sê die Bybel, en tergelykertyd het Felix gehoop dat hulle vir hom geld sou gee. Felix wou wolkiekennis koester. Hy wou nie onder die kennis van die woord van God homself buig. Dis die probleem. Ons almal hou van wolkiekennis, want ons kan doen daarmee wat ons wil. Maar as ons bergkennis het, vaste kennis het, dan moet jy onder dit uiteindelik jou lewe in pas. So dit vra van jou om jouself neer te lê, prys te gee en iemand se gesag te aanvaar. En ons hou nie daarvan. Okay, dit is Felix. En Felix verloon uiteindelik dan Christus. Hy word nie gered nie. Handelinge 26, as jy net aanblaai, dan moet hy vir Festus. En hoor wat sê hy daar in vers 24. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus, nou Paulus is besig om hom te verdedig, hy sê vir hom wat die evangelie is. Terwyl hy dit so sê Festus met 'n groot stem, jy's kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar Paulus sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Hierdie is nie wolkiekennis, dis bergkennis. Hierdie dinge is as verlaai. Seker, dis vas, jy kan daarop reken. En weet julle wat, Lukas was bekommerd geweest, dat Theophilus, soos hierdie 2 hoëgeagtes sou aandra, dat hy nie die woord van God en Christus sou omhels en geloof, want hulle was nie bereid om die prys daarvoor te betaal. Self te verloon en 'n kruis op te neem. Nou onthou, Lukas was Paulus se dokter. Kolossense 4 vers 14 sê dit vir ons. So Lukas sou Paulus se rug gesien. Nou gaan lees 2 Korintiërs hoofstuk 11 van vers 23 af. Dan lees julle wat Paulus deurgegaan het. Hulle het hom 5 keer 40 houe gegee. Na mekaar met 'n kats. So sy rug sou oopgeklop het. En die merke sou op sit. Hulle het hom 3 keer probeer steen. Hy het skipbreek gely. Hy was siek geweest tot by die dood en dan sê hy bo dit alles nog die sorg vir die gemeente ook. Lukas sou geweet het hoe Paulus se rug lyk, want hy was sy dokter. Maar Lukas het geweet, wolkiekennis bring nie volharding. Die tipe kennis wat vir Paulus laat volhard het en laat gehoorsaam bly, is as verlaai kennis. En dis die tipe kennis wat ons nodig het. Kennis wat ons lewens op kan bring. En dis wat hy aan hom probeer oordra. Nie wolkiewaarhede nie, bergwaarhede, vaste sekerheid. Die Heidelberg Katekismus, Sondag 21 vra die vraag, wat is 'n ware geloof? Dan sê hy, ware geloof is nie net 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar dis ook 'n vaste vertroue. So die kennis, maar jy kan daai kennis vertrou. Wat die Heilige Gees deur die evangelie, so Lukas is ingesluit daar, deur die evangelie in my hart werk. Naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade
op grond van die verdienste van Christus, vergifnis van sondes, ewige geregtigheid en saligheid skenk het. Dis daai tipe kennis wat die hooflees het. Nie die kennis wat Festus en Felix gehad het. Lukas se doel is om ons sekerheid te gee oor wie Jesus is en wie Jesus sê hy is. Sodat ons nie hoef te twyfel. Dit wat ons nou verder in Lukas gaan, is dit wie Jesus was. Kan ons lewens inrig volgens hom? Maar dit is met sekerheid nie. Sy doel is om ons voet op 'n rots te plaas. En kyk, ons het almal dit nodig. As ons met wolkiekennis in die wêreld ingaan, dan maak ons dit vir onsself soveel moeilik. As ons beginsels soos vloeistof is, wat gaan waar ook al die drukking is, dan is dit moeilik in die wêreld. Maar as ons beginsels gebaseer is op waarhede wat vas staan, dan kan ons opstaan en sê, nee vir dit, ja vir dit, ja vir dit, nee vir dit. Dan is ons nie net mense wat teen alles is nie, ons is op. En dan gaan ons uiteindelik die vrede en die rus kry. Hoekom? Want ons sê net, die woord van die Here is. Die woord van die Here is. En dit is vir my genoeg. Andersters gaan ons opgee op Christendom, so baie mense al gedoen het en nog steeds doen. Nou net vinnig, hoe gaan Lukas hierdie waarheid oordra? Hy lê 'n verlengstuk, né? Met 3 koorde binne, né? 'n lewendige, 'n neutraal en 'n aarddraad. Die aarddraad is hoofstuk 1 tot hoofstuk 9 se einde, vers 50. Dis die aarddraad. Dit gaan alles oor die geboorte van Christus en sy begin van sy bediening in Galilea. Dis die eerste ding wat hy wil hê ons moet regkry. Jesus is 'n mens, maar hy is ook God. Die tweede draad, die neutrale draad van hierdie verlengstuk, is hoofstuk 9 vers 51 tot 19 vers 27, wat Jesus se reis is na Jerusalem. En die reis na Jerusalem eindig met Jesus is koning. So hy's God en mens, en hy's koning. En dan die laaste deel is die laaste week van Jesus se lewe op aarde, né? Hoofstuk 19 vers 28 tot die einde, né? Waar hy ingaan op die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart. En daai 3 realiteite reël ons Jesus se verlossing. So hy's God en mens, hy's koning en hy's verlosser. En daai 4 feite is die feite wat hy wil hê vir Theophilus moet verseker kan weet en kan glo. Hy gaan klomp goed onder dit inwerk. Byvoorbeeld, hy wil wys dat Jesus God is. Dan begin hy in Lukas 8 en hy sê, Jesus maak die storm stil. Jesus genees iemand wat van demone besete is. Hy genees die vrou wat aan bloedvloei gelei het en hy wek 'n doktertjie uit die dood uit op. 4 goed wat hy doen. Dis tematies, want daai 4 goed wys vir ons dat hy God is, né? Eerstens, hy is die skepper want hy het mag oor die natuur, hy maak die see stil. Tweedens, hy is die koning want hy mag oor die bonatuurlike, die demone erken. Derdens, hy is in staat om te verlos, want hy genees die gevolge van die sondeval, die siekte. Vierdens, hy is sondeloos, want hy mag oor die dood. Nee? So tematies gee hy uiteindelik al die feite wat ons nodig het om bergkennis te doen. En dis wat ons gaan doen as ons deur dit gaan. Ons gaan uiteindelik sien, Jesus is die oplossing. Hy is die oplossing. Jesus is die antwoord vir alles. Waarom op die toets wat 1 + 1? Okay, maar hy is die antwoord vir alles. Daar is geen lewe buite hom nie. Daar is geen fees sonder hom nie. Kersfees is niks sonder hom. Daar is geen fees sonder hom nie. Daar is geen doel bo hom. Hy is die doel van alles. Romeine 11 sê vir ons, uit hom, hy is die outeur, deur hom, hy is die uitvoerder, en tot hom is alles. Gaan maak om die doel van jou lewe, gaan ons soek die skrifte, en gaan kyk, wat leer die Here ons oor die goed. Mag die Here ons help, mag hy sy gees stuur, om dit in ons harte te doen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ag Here, ons het U lief, ons is ook soos Theophilus, liefhebbers van U, maar ons sukkel weens ons swakheid en weens die feit dat ons in 'n gefalle wêreld en 'n liggaam leef om die kennis op te doen wat lei tot sekerheid. Maar ons prys U dat U ons nie aan onsself oorgelaat het nie, maar U het die Gees gestuur en U het gesê hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal dit in julle harte indra. Ag Here, ons prys U daarvoor dat U ons nie aan onsself oorgelaat het nie. U het vir ons redding bewerk. U het vir ons 'n waarborg onderpand gegee, U Gees, wat ons dra, wat ons bekragtig, wat ons lei in die volle waarheid. En U het beloftes gegee, dat U ons weer sal kom haal. Here, help ons, dat ons U woord sal glo, dat dit
in ons harte as 'n berg sal staan. Spyker die waarhede van die woord op ons hartstapels vas, Here, soos Martin Luther sy 95 stellings teen die Wittenbergse kerk weer vasgenaal het. Here, dit daar sit, Here, en dat dit in ons lewe sigbaar sal word. Ons pleit by U dat U in ons harte sal werk om ontvanklik te wees, om 'n begeerte te hê vir die Here. Ag Here, ons bid want ons het U nodig. Help ons in Jesus se naam. Amen.